Broers en susters, Matteus hoofstuk 24, se eerste 14 verse, doen 'n ernstige oproep tot elkeen van ons as gelowiges. Ek dink dis 'n saak waarmee ek in my hart wil glo baie van ons sukkel. Jesus en die apostels het herhaaldelik gewaarsku dat die laaste dae gekenmerk sal word deur 'n wêreldwye verleiding en 'n menigte valse profete. En het ons nie al baie van hulle gesien kom en gaan nie. Daarmee sê ek nie die eindtyd is môre nie. 'n Dag in die oë van die Here kan wees soos 1000 jaar in die oë van die mens. Maar is ons bedag op hierdie goed en sien ons dit raak? Hoekom word miljoene Christene verlei deur valse profete en valse herlewings? En dan verwys ek hier na die nuwe hervormingsnetwerk. Die van u wat rekenaarvaardig is, gaan vra 'n bietjie daai girl. En dan bedoel ek Google. En sy sal vir julle mooi vertel wat presies die nuwe hervormingsnetwerk is en wat hulle voorstel. Dis skrikwekkend. En dis die goed, my liewe broer en suster, waarmee ons jong mense vandag toegegooi word. Want watter jong mens is nie op die internet? Hoekom word so baie predikers die prooi van immoraliteit en van gulsigheid? Ek het in my voorbereiding gaan dink aan 'n paar redes, en hierdie is maar 'n persoonlike standpunt, so moet dit nie koppel aan die AP Kerk nie, dis my persoonlike denke wat ek vir u probeer weergee, en skrikwekkend het ek sommer baie vinnig aan 10 gedink. 1. Meeste Christene vandag is nie bewus van die Nuwe Testamentiese leer nie. Daardeur bedoel ek, die Ou Testament is vol beloftes. Ek wil amper sê, die Ou Testament is verseël, het beloftes verseël. Die Nuwe Testament in Jesus Christus het gekom en hierdie beloftes kom vervul, 'n realiteit kom maak in ons lewens. En omdat mense dit nie sorgvuldig bestudeer nie, volg hulle sommer maklik die leringe van enige valse leraar wat opstaan. Die tweede ding wat ek aan gedink het is, wonderwerke, bonatuurlike talente het belangriker geword as hulle eie karakter, met ander woorde, hulle eie bonatuurlike lewe. Die derde ding wat ek aan gedink het is, materialistiese welstand het belangriker geword as die geestelike welstand. En hier is die vingerwysing na hierdie valse leraars. Die Bybel sê, hulle sal vir hulle menigte vergader, en die menigte sal aan hulle lippe hang. Die vierde ding wat ek aan gedink het is onkundigheid, om die verskil raak te sien tussen sielkundige manipulasie en die ware werking van die Heilige Gees, soos wat ons dit in die Bybel beleef. Die vyfde ding, onbekwaamheid om onderskeid te tref tussen psigomatiese genesing, met ander woorde genesing wat lei tot die regte gesindheid van gedagte, en dan die sogenaamde bonatuurlike genesing in die naam van Jesus Christus. Sesde ding, emosionele opgewondenheid en snaakse fisiese, ek het geskryf hier, manifestasies, gebeure, het vir hulle belangriker geword as die innerlike vreugde en vrede van Jesus Christus in jou lewe. Net ter verduideliking. Profete wat kom en dan mense se kop raak en dan val hulle om. En julle weet waarvan praat ek verder, ek hoef nie uit te brei. Het belangriker geword as die vreugde en die vrede van Jesus Christus in my hart. Vir sommige leiers het hulle bediening aan mense belangriker geword as die innerlike wandel saam met God. 8.
magt, die goedkeuring van mense, het vir leiers belangriker geword as die goedkeuring van God. En ek sê so baie vir kinders, ek dink Annette kan daarvan getuig. Wat mense van jou dink, gaan geen verskil in jou lewe maak. Maar wat God van jou dink, gaan 'n verskil maak. In wie se behoefte wil jy voorsien? Die 9de ding, die getal van mense wat die byeenkomste bywoon, het belangriker geword vir leiers as die geestelike toestand van hierdie mense. Of hulle werklik Jesus Christus in hulle lewens het. Die laaste ding, die bou van hulle persoonlike koninkryk en hulle eie finansiële groei het vir hulle belangriker geword as die bou van 'n kerk wat op vaste fondamente staan, wat hulle self bereidwillig verklaar om diensknegte van God te wees. Die van u wat belangstel, ek is heeltemal bereid om dit uit te druk en vir u te e-pos, maar dit soos ek sê, is maar my eie standpunt en siening. Hierdie dinge is alles, as ons mooi gaan dink, die teenoorgesteldes van Jesus Christus. Die teenoorgesteldes van wat Jesus Christus in gedagte gehad het. En my broer en my suster, wat is die teenoorgestelde van Christus? Antichrist. As Christene dit nie duidelik raak sien, wanneer die Antichrist verskyn met sy valse tekens en wonders nie, gaan hulle hom ook blindelings aanvaar. En onthou, die Bybel sê, Satan is 'n weinig minder as die engele in die hemel. Hy's 'n gevalle engel. Om gelei te word deur die Gees van God, is om presies die teenoorgestelde gees te hê, as hierdie dinge wat ek so pas vir u afgenoem het. En hierdie verklaring vind ons in hoofstuk 7, ek wil vir u daar 'n paar verse lees ter bevestiging. Hoofstuk 7 van Matteus, en ek gaan vir ons lees vers 13 tot en met vers 27, en luister met aandag. Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na verderf lei, en daar is min wat dit vind. Want die poort is nou en die pad is smal wat lei na lewe, en daar is min wat dit vind. Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van dussels nie. So dra elke goeie boom goeie vrugte, maar die slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. En hoor net hierdie verskriklike vers in vers 21. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil van my Vader doen, wat in die hemel is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedrywe en in u naam baie kragtige dade gedoen nie? En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Elkeen wat dan na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm. En dit het nie geval nie, want sy fondamente was op die rots. En elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm. En dit het geval. En sy val was groot.
Beide die hek en die weg na die ewige lewe is 'n baie smal pad. Maar valse profete gaan kom en vir u kom vertel dat die pad glad nie so smal is nie, dat die hek glad nie so klein is nie. Dat dit gaan daaroor dat dit vir jou en my lekker moet wees in die kerk, maar dit gaan nie meer oor die suiwer verkondiging van God se woord nie. Pas op vir hulle. Die vraag is, hoe kan ons hulle uitken? Julle sal in staat wees om hulle uit te ken aan die vrugte wat hulle sal dra. Lewe hulle 'n lewe weg van toorn, vry van laste van luste van vroue, vry van die liefde vir geld en vry van angstige begeerte na materialistiese welstand. Preek hulle suiwer teen hierdie dinge soos die woord van God vir ons aandui. Hierdie valse profete mag baie bonatuurlike gawes besit en wonderwerke doen wat mense genees in my naam, maar ek sal hulle nog steeds hel toe stuur in die laaste dag, omdat hulle my nie geken het nie, en hulle het nie sonde opgegee in hulle privaat lewens. Dit gaan oor my eie koninkrykie wat ek besig is om te bou. Ek is so besig, dominee, ek kry nie tyd om kerk toe te kom nie. Dominee, ek is so besig maandag tot saterdag, dat sondag regtig die enigste dag is wat ek 'n bietjie laat kan lê en kan inlê. So as julle 'n kerk op die rots wil bou wat nooit in der ewigheid wankel of in mekaar stort nie, wees versigtig om te doen alles wat ek julle beveel. En leer julle mense om ook alles te doen wat ek vir jou gesê het om te doen. Want dan sal ek altyd by jou wees en my autoriteit sal jou altyd ondersteun, sê die Here vir ons. Maar as jy net hoor wat ek sê en dit nie doen nie, dan sal wat jy bou dalk 'n groot en 'n beïndrukte kerkgebou lyk vir mense, maar ek sal dit sekerlik vernietig en tot 'n val bring wanneer dit my behaag. Geliefdes, nou is die vraag, hoe gaan ons dan 'n onbeweeglike kerk bou in hierdie laaste dae? Hoe gaan ons in ons gemeente hierdie standvastige kerk bou? Die Here sê in Matteus 5 tot en met Matteus 7, hoofstukke 5, 6 en 7, en gaan lees dit by u huis. Ons moet gehoorsaam wees aan God se woord en dit gedurig bestudeer. Die tweede ding sê, ons moet in hierdie nuwe verbond van die Nuwe Testament lewe en nie vaskleef aan die ou verbonde wat beloftes was nie. Wanneer predikers en ernstige sondes val vandag, regverdig hulle self deur die voorbeelde van die Ou Testamentiese gelowiges wat ook in sonde geval het te gebruik. En dan hervat hulle bediening na 'n tydperk van redelike stilte. Voorbeelde wat hulle gebruik is Dawid wat oorspel gepleeg het, Elia wat depressief geraak het en hulle sê maar God het hulle nog steeds gebruik. Maar hulle sal nooit die voorbeeld van Paulus quoteer wat in sy oorwinning en reinheid gelewe het tot aan die einde van sy lewe nie. En dan is daar vir ons as Nuwe Testamentiese kerk in hierdie wêreld baie meer gegee in hierdie tyd van genade waarin ons leef. Lukas 12:48 sê, en elkeen aan wie veel gegee is, van hom sal veel gevorder word. Want u sien, Jesus is die hoof van die kerk, nie die dominee nie, nie die ouderlingeraad nie, nie die kerkraad nie, nie die diakonie nie. Christus is die hoof van sy kerk. Hy is die hoof van hierdie nuwe verbond wat hy in vervulling gebring het toe hy aan 'n kruis gehang het. Hy is die outeur, die skrywer van die geloof. En verlede week het julle geluister na die opname wat ek gemaak het met die tema lewe uit die geloof.
Die verskil tussen die Ou Testamentiese gelowiges en Jesus Christus word vir ons baie duidelik geskets in Hebreërs 12 vers 1 tot 4, maar bitter min lewe in hierdie realiteite. Baie min mense het gesien dat God het iets beters oor ons beskik in hierdie nuwe verbond, maar hulle lewe dit nie. Enige een van ons kan val op 'n manier wat baie predikers alreeds geval het, as ons nie waaksaam en opmerksaam is nie. Want onthou, die Bybel sê, Satan loop rond soos 'n brullende leeu om te verslind wie hy in die hande kry. Ons veiligheid lê in die onderhouding van hierdie Nuwe Testamentiese leringe en om onsself te onderwerp aan goddelike leierskap. En dan bedoel ek by goddelike leierskap, hulle wat nie eens een van daardie verkeerde eienskappe besit het wat vroeër bespreek is. Ek hoor hier in my agterkop die woorde van my ou vader wat al 'n klompie jare terug oorlede is. As ons net leer uit die foute van ander, kan ons dit vermy om dieselfde foute te maak. So laat ons op ons knieë bly voor die Here te alle tye. Want dit is daar waar ons duidelike openbaring sal ontvang, soos wat Johannes het daar in Openbaring 1 vers 17. As ons bereid is om onsself te verneder, sal Christus Jesus ons verhoog. Hy sal ons in genade ontvang om ons oorwinnaars te maak. En wanneer die Heilige Gees ons in die waarheid in God se woord wys en die waarheid oor onsself, laat ons totaal eerlik wees en hierdie waarheid lief hê, soos om gered te wees van alle sondes. Op hierdie manier sal ons beskerm word deur God homself van alle verleidings. Dis my gebed, dat elkeen wat vanoggend hier sit, maar ook elkeen wat na die uitsending gaan luister, die opname althans, dat die Heilige Gees jou so sal vul, dat jou eie menswees sal verdwyn, en dat God drie-enig voorop sal staan. Amen. Kom ons bid saam. Driemaal heilige God en Hemelvader, wonderlik. Wonderlik is u naam, groot is u heiligheid. Dankbaar om onder die geklank van u woord te kan wees vanoggend. Here, en dan dink ons aan soveel, en ek het net 2 voorbeelde genoem vroeër. Hulle wat in beproewing is op hierdie stadium, dat u in u groot genade en liefde u hand van seën en beskerming oor elkeen van hulle sal hou. Ons dink aan siekes, ons dink aan bedroefdes. Dink aan elkeen wat nie vanoggend, soos die moderne term is, dit sê, op 'n lekker plek in die lewe is nie. Here, kom ruk hulle uit hulle toestand en gee vir hulle daardie vrede deur die werking van die Heilige Gees, dat vrede en vreugde alleen by u te vind is. Dankie vir u woord, wat so hard, maar tog so duidelik tot elkeen van ons spreek. Ons loof en ons prys u daarvoor. In die naam van Jesus Christus ons Here. Amen.